Welkom terug by die Groot Vraag episode 4. In vandag se episode kyk ons na 'n baie groot vraag waarna meeste mense aan dink of oor praat of enigiets. Ons hoor gewoonlik om 'n koffietafel in verhoudings op sosiale media dat mense sal sê moenie jou tyd mors nie, want daai persoon gaan nie verander nie. Maar is dit regtig die waarheid? Wetenskaplikes het iets ontdek genaamd neuroplastisiteit. Dit is 'n baie groot woord vir iets wat baie eenvoudig is. Jou brein is soos klei, nie soos klip nie. Dit kan jou reg deur jou lewe herbedraad word. Dink vir 'n oomblik aan jou gedagtes en gewoontes soos paadjies in 'n digte bos. As jy vir jare lank op 'n sekere manier reageer, sê nou jy raak baie vinnig kwaad as dinge nie loop soos wat jy wil hê dit moet loop nie, het jy 'n massiewe, skoon getrapte snelweg in jou brein gebou. So jou brein kies outomaties daardie pad, omdat dit maklik is en jy is gewoond aan daai pad. Om te verander beteken jy moet ophou om op daardie paadjie te gaan. Jy moet 'n splinternuwe paadjie in jou digte brein bou om daai paadjie te loop as jy wil verander. Die eerste keer is dit verskriklik moeilik. Ek kan dit verstaan en al daai dinge. Jy struikel oor takke. Dit kos energie en dit voel baie ongemaklik in die begin. Maar elke keer as jy kies om nie kwaad te raak nie en daai paadjie te kies wat jy geherbou het, kry jy kies om te verander. Dit is wetenskaplik bewys. Jou breinstruktuur verander fisies as jy jou gedrag verander. So as jy nie jou gedrag verander en jou paadjie in jou brein verander nie, gaan jy nie verander nie. Dit is jou eie keuse of jy wil verander of nie. As dit so vreeslik moontlik is, hoekom sê mense dan nog steeds dat niemand verander nie? Wel, dis omdat ons gewoond is dikwels op 'n outomatiese sirkel hardloop. Daar is 'n sneller, dan volg die roetine en dan kry ons beloning. Die meeste mense probeer die sirkel breek om net te sê, ek gaan dit nie meer doen nie. Maar wilskrag alleen is nie genoeg nie. Jy moet daai roetine doelbewus maak in jou brein dat jy wil verander om daai beloning te kry. En dan is daar trauma. Dit is die onsigbare argitek van so baie van ons gedrag. Trauma is nie net groot, skokkende gebeurtenisse nie. Dit is enige iets wat jou senuweestelsel in die verlede laat voel dat dit nie veilig is vir jou om te verander nie. Wanneer iemand nooit verander nie, hulle bly verdedigend of hulle stoot mense weg, is dit dikwels nie omdat hulle nie wil verander nie, maar omdat hulle senuweestelsel vasgevang is in 'n konstante staat van oorlewing, dat hulle nie kan verander nie. Hulle wil, sonder dat daardie trauma genees is dit amper onmoontlik om die rigting van die skip te verander. So as jy baie trauma het, gaan jou brein outomaties nie vir jou daai paadjie, ekstra paadjie maak om te verander nie. Want jy is klaar, jy wil nie verander nie, want jy sit nog in jou trauma vas en dit. So wat is die geheime bestanddeel? Wat maak dat een persoon heeltemal omdraai en 'n nuwe lewe begin, terwyl 'n ander een presies dieselfde bly? Dit kom alles neer op een ding, groeimentaliteit. Die diep geloof dat jy kan leer en ontwikkel. Hier is die harde waarheid wat ons moet raak sien. Niemand kan verander as die dryfveer van buite af kom nie. As jy probeer verander omdat jou maat dreig om jou te los, of omdat jou baas vir jou kwaad is, of omdat jy dink die samelewing verwag dat jy moet verander, gaan dit nie hou nie. Jy gaan vir die eerste paar weke dalk, as jy gelukkig is, iemand anders te wees, maar jy gaan terugval op jou ou self, en dan het jy nie fisies verander nie. Dit kos vir jou brein net te veel energie, om daardie nuwe paadjie te maak, om daar te stap, om te verander. Dit is hoekom mense terugval in ou patrone. Hulle verander vir die omstandighede, nie vir hulle self nie. Mense kan verander,
maar net wanneer die pyn om dieselfde te bly groter word as die pyn van die verandering self. Is dit waar dat mense nooit verander nie? Nee. Ons breine is gemaak om te transformeer. Ons gewoontes kan oorgeskryf word, trauma kan genees word. Maar dit gebeur nie per ongeluk nie, dit gebeur met opset. So hier is my uitdaging vir jou, hierdie week. Waar in jou eie lewe het jy jouself dalk afgeskryf? Waar het jy geglo, dit is maar net hoe ek is? Onthou, jy is nie 'n halwe produk nie. Jy is nie 'n finale produk nie, jy is 'n kunswerk in wording. So jy is nog besig om jou eie volle produk te word. Elke nuwe keuse wat jy vandag maak, trap daardie nuwe paadjie in jou brein 'n klein bietjie platter. Ek het al hoeveel mense gesien wat wel verander het. Net omdat hulle eenvoudig gekies het om te verander, sodat hulle nie 'n persoon of iets moet verloor nie. Baie mans gewoonlik val in hulle ou patrone terug, omrede dit vir hulle gemaklik is, en omdat hulle brein nie vir hulle sê hulle moet 'n nuwe paadjie maak nie. Maar ek het al hoeveel mans gesien wat wel verander het, en ek glo elke man kan verander as hy regtig wil. Ek sien dit fisies so, as jy wil verander, sal jy verander. Maak nie saak vir wie dit is, of vir wat dit is nie, maar dit moet vir jouself wees, of jy wil verander of nie. En nie vir ander mense nie. Jy moet vir jouself kan verander. Baie dankie dat jy vandag saam met my ingeskakel het. As hierdie episode vir jou waarde beteken het, deel dit gerus met iemand wat vandag 'n bietjie hoop kan gebruik. Tot volgende keer, pas jouself op. Kyk uit vir episode 5.